Het jy al gedink wat jou rol as vrou en ma moet wees of gaan wees in 'n noodsituasie? Kom ons lees in Spreuke 31. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel van haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. Sy voel dat haar wins goed is. In die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die elendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Kom ons kyk nou ook wat sê Titus 2 vir ons. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hul eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. So kom ons kyk bietjie na die 3 bene in die rol van 'n vrou of 'n ma in 'n noodsituasie. Waarvan die eerste is kommunikasie. Ons moet vinnig en effektief kan kommunikeer, sonder om paniek of vrees aan te wakker. Dit maak nie saak hoe vreesbevange of paniekerig jy self is nie. Jy moet jouself so kalm as moontlik probeer hou om die mense om jou te kan kalm hou. So oefen dan nou met jouself sekere situasies in en hoe jy dit kan hanteer, sodat jy dit as 'n tweede natuur begin doen. Skerp op in jou kommunikasie vermoë met allerlei mense, van oud na jonk, geleerd en minder geskool, sodat jy met enige iemand effektief kan kommunikeer. Betrek ander dames wat jy weet ook voorberei vir noodsituasies en bespreek met hulle hoe jy sekere situasies saam kan hanteer. Mens leer altyd iets nuuts by 'n ander wat jy nog nie aangedink het nie. Die tweede ding is koördinering en samewerking. Jy as 'n vrou of 'n ma is die skakel tussen elke lid van jou gesin of familie, maar ook in jou groepering en ander groeperings. Jy moet kan seker maak dat elkeen weet wat van hom of haarself verwag word en dit ook uitvoer. Jy moet kan verseker dat jy ten alle tye weet wat se stap volg in jou noodplan, waarheen jy besig is om te beweeg en waarheen jy volgende moet gaan. Jy is die skakel tussen ander families van jou groepering en dis ook belangrik omdat dit elke persoon se veiligheid kan beïnvloed.
Jy moet ook skakeling tussen ander families en ander groeperings waarvan jy bewus is, kan hanteer. Dit is net so belangrik, want ultimately wil ons almal saamwerk. Ek sou wou dink, al is daar verskillende groeperings en sienings, dat ons almal tog boervolk is en mekaar in noodsituasies sal en wil bystaan. Dan moet verskille in sienings van sekere goed op sy geskuif kan word en die helpende hand uitgesteek kan word. Die derde en die laaste been van die rol van 'n vrou is kontinuïteit. Wat beteken kontinuïteit? In Engels is dit the unbroken and consistent existence or operation of something over time. Meer eenvoudig gestel, the fact that something continues to happen or exist with no great changes or interruptions. So wat beteken dit vir ons in Afrikaans? Jy moet die konstante wees vir jou man en jou kinders, vir ander in jou familie en of jou groepering. Wees die kalmte, die anker. Vanaand as jy jou oog kan knip, dan sorg jy 'n traan of jy wees bevrees, maar nie vir jou man nie en nie vir jou kinders of ander in jou groep nie. Ons grootouma se kaalvoet oor die Drakensberge gekom, so ons is van 'n tyierstofasie gemaak as wat die samelewing van vandag ons te kenne wil gee. Wat kan jy nou al doen om voor te berei in jou rol as vrou en ma vir hierdie situasies? Jou skepper is jou anker. Sodoende kan jy die anker wees vir jou gesin en ander in tye van nood. Doen jou fisiese en psigiese voorbereiding nou al sodat jy sterk kan staan in enige noodsituasie. Gesels nou al met jou man en kinders oor hoe om spesifieke situasies te hanteer en oefen hierdie situasies in. Doen dieselfde met ander in jou groepering as jy deel is van een, of as jy 'n kleiner groepering bymekaar is, trek die ander vrouens in en deel met mekaar hierdie goeders en oefen dit saam met mekaar in. Wees versigtig, maar moenie skaam wees om ander te vertrou en vir hulp te vra nie. Onthou, ons moet ondersteunend wees vir mekaar. Ek dink ons sal verstom staan hoeveel ander andersdenkende vrouens daar buite is, saam met ons. Jy gaan nie ver hoef te soek nie, maar dit is partykeer moeilik om so geselsie aan te knoop as jy nie seker is hoe die ander mense voel en dink nie. Mamma is mos maar die een wat die pleister plak en 'n soentjie gee. Maar moenie vergeet van daai pleister plak en soentjie gee vir jou man se hart, wat baie meer dinge gaan moet doen en ervaar, as wat ons vrouens en kinders dalk sal moet deurgaan nie. Mamas, maak jou dogter kaalvoet groot en jou seun met harde hande, maar albei nog steeds met 'n sagte hart vir hulle hemelse Vader en hulle volk.